Nou, goeiedag. My naam is Dion Kitching. Ek het die Potgooi kanaal, die YouTube kanaal Crossing Rivers begin. Die naam Crossing Rivers het my getref omdat daarin alle mitologie en gelowe en Bybelse verhale vertel word van riviere wat 'n mens moet kruis as jy 'n baie moeilike besluit moet neem of uiteindelik van oorgaan van een bestel of een manier van lewe na 'n ander. En daarom is Crossing Rivers vir my so treffend. Ek onthou dit Afrikaans en Engels omdat hierdie kanaal ook Afrikaans en Engels se gesprekke het. Nou dit is 'n ruimte wat ons toewy aan die versterking en die opbou van mense se stemme van reg oor die wêreld waar hulle unieke lewensreise en tye van verandering met mekaar deel. Ek gaan graag my lewe lank hierdie unieke persone se verhale vertel. Hier verken ons die persoonlike en samelewingsriviere wat mense tans oorsteek of wat hulle reeds in die verlede oorgesteek het en waarmee hulle nog besig is. Oomblikke waarmee hulle moes worstel van transformasie, van veerkragtigheid en van groei. Nou, dis 'n oop uitnodiging, kom luister saam met ons na hierdie inspirerende verhale van mense wat in verskillende perspektiewe het oor die lewe en oor omstandighede. En kom ons help bou aan verbintenisse wat ons herinner, ons is almal saam op pad, terwyl ons deur die waters van veranderinge dan navigeer. In vandag se gesprek praat ek met iemand wat baie goed aan hierdie vereistes voldoen. Sy naam is Barend Legrandsie. Barend Legrandsie. As jy in Suid-Afrika woon en werk, het jy al sy naam seker in die koerante gesien. Barend woon nou hier in Hermanus, het hy afgetree saam met sy vrou. Hy is baie bekende Suid-Afrikaanse gemeenskapsleier en aktivis, wat bekend is vir sy werk in nasiebou, sosiale kohesie en die ondersteuning van kwesbare groepe. Vertel 'n bietjie vir ons in kort net, wat doen jy en hoe het jy daar beland? Ek is tans betrokke by die Privilege Foundation. Het gestig is so 6-7 jaar gelede, die Ferdi Engelbreg. Spesifiek met die doel om te kyk na kinders. Want kinders is eintlik die deel wat my baie interesseer, want kinders is die toekoms. As jy ver gevorder het in die jare, dan dink jy nie meer so seer net aan jouself nie, jy dink aan jou kinders en jou kleinkinders en die toekoms. En wat se land Suid-Afrika mens nalaat. En dis my en jou verantwoordelikheid terwyl ons hier is en nog aktief kan wees en bevoorreg is om nog gesond kan wees en die nodige energie te kan hê om 'n bydrae te lewer vir die toekoms. En die Privilege Foundation gaan in 'n groot mate oor van kinders vanaf geboorte af tot 7 jaar. Want dis die fondasie word gelê. Dis die eerste klomp jare van 'n kinders. En ek is glad nie in die akademiese kant nie of in die onderwyskant nie. Maar wat ek wel weet is dat kinders is geweldig belangrik. Veral in Suid-Afrika, waar ons vanaand gaan na 12 miljoen mense slaap honger. En baie van hulle is kinders, hier in ons eie Suid-Afrika. En dis onaanvaarbaar. Die onderwysomstandighede is nie altyd na wense nie. Veilige omgewing is nie vir alle kinders beskore nie. So die Privilege Foundation kyk na 3 basiese dinge. 'n Kind is geregtig om nommer 1 te eet. Punt nommer 2 is geregtig om te leer en die 3de punt waarvan ek baie hou, dit is om te speel. 'n Kind moet kan eet, daar kon nie sonder nie. Hy moet opleiding kry en hy moet ook die voorreg hê om te kan speel in veilige omstandighede. So dit is spesifiek wat ons doen in die Privilege Foundation, waar ons 'n paar projekte het in die land, waar ons spesifiek binne in townships, waar werklik die groot behoefte is, kyk waar ons kan help om dit te bewerkstellig. En dan is ek ook betrokke by die Dialoog vir Aksie, waar ons kyk, waar ons mense by mekaar kry. Dis 'n netwerk, is 'n suiwer netwerk waarvan ek een van die saamroepers is, en om kyk om mense by mekaar te kry wat reeds sekere bepaalde dinge doen in die land, om van hierdie land 'n beter plek te maak. So dis die netwerk waar ons by mekaar kom, en waar ons mekaar ondersteun, en kan help, sodat ons ten spyte van 'n regering, en ten spyte van wat ook al in die land aangaan, dat ons die land ook vorentoe neem, maar daar's 'n geweldige, belangrike verantwoordelikheid op ons as gemeenskap, om dit self ook te doen, en nie te wag dat dinge gebeur nie, maar dit self te doen.
Hoe het jy tot die besef gekom, maar het is belangrik vir jou as Barend self, vir my as individu om betrokke te raak by hierdie inisiatiewe of hierdie organisasies? Elke mens in Suid-Afrika, elke mens op aarde het 'n sekere bepaalde rol wat jy kan speel. En elkeen liewer maar 'n klein deeltjie in die groot legkaart van hierdie lewe. En daar's sekere dinge wat vir my belangrik is en daar's weer vir ander persone op ander gebiede dinge wat belangrik is. Hierdie aspekte wat ek sopas ook genoem het, is op my hart. Dis iets wat my motiveer om iets te doen. Maar by dit alles is die een saak wat my na in die hart lê en dit is verhoudinge, menslike verhoudinge. En dit is wat ons baie keer in Suid-Afrika kort, is dat ons het baie verdeeldheid in Suid-Afrika, veral as ons kyk na ons geskiedenis. Ons het 'n bepaalde geskiedenis van verdeeldheid en daar's 'n bepaalde geskiedenis, politiek, wat baie mense vir baie jare uitgesluit het uit sekere voorregte. Van 1994 af het ons 'n nuwe bedeling en almal is gelyk voor die reg en ons kan almal dieselfde voorregte geniet ten opsigte van die konstitusie, die grondwet. Maar daar is baie dinge wat nog steeds verkeerd is in Suid-Afrika. Baie mense het nie die voorregte nie, maar om vorentoe te gaan, om hierdie land vorentoe te gaan, is die eerste prioriteit, is menslike verhoudinge. As daar konflik is in ons land, kan ons nie vorentoe gaan nie. Dit gaan met enige verhouding, so binne in die huwelik of enige ander verhouding. As daar konflik is, dan kan jy nie werklik saamwerk en vorentoe gaan nie. So, my punt nommer 1 is, dat ons moet ten spyte van ons verskille, ons agtergrond, verskillende kulture, ons is 'n geweldige diverse land, moet ons rondom dit kan werk, om uiteindelik 'n beter toekoms vir almal te skep, veral vir die mees kwesbare persone. Die feit dat ons verskil van mekaar, is 'n gegewe, maar dit maak die lewe so interessant. Die feit dat ek en jy oor sekere dinge verskil, is nie iets wat ons moet wegdryf nie. Dis wat ons aanvullend tot mekaar het. Dus enige verhouding, die eerste keer dat ek my vrou ontmoet het, die rede hoekom ek aangetrok het tot haar gevoel het, was omdat sy so verskillend van my is. Sy lyk verskillend en dit trek jou aan. Sy stel nie altyd dieselfde dinge in belang as wat ek in belang stel nie. Maar haar belangstellings fascineer my omdat sy verskillende opinies het. So die verskille hoef nie van mekaar af te dryf nie, maar dit behoort eintlik ons mekaar tot aan te trek. En in Suid-Afrika het ons geweldige verskille. Ons is so geweldige diverse land wat kultuurgroepe aanbetref en andersins. En dit maak van Suid-Afrika so 'n fascinerende land. Ons moet nie toelaat dat verskille ons uit mekaar dryf nie, maar dat ons verskille vir mekaar dat aangetrokke voel, want dit maak dit so kleurryk. Ek dink dit is 'n kopskuif wat ons baie keer nodig het. So vir my belangrik is, my aspek wat ek baie sterk op moet konsentreer, is dat veral op rasse basis, dat ons daai brûe moet oorsteek. Dat ons moet oorbeweeg en onsself meer in 'n ander persoon of 'n ander groep se skoene stel. En dit uit daai perspektief dit nou kyk, dan gaan ons mekaar beter verstaan en ons gaan beter aanpas en ons kan dan saam vorentoe gaan om van alle mense of vir alle mense 'n beter land daar te skep. Kom ek vra die vraag so dit ek kry die aanvoeling dat konflik is aan die een kant iets wat ons in ons daaglikse lewe wil vermy of op nasionale vlak of tussen menseverhoudinge, maar aan die ander kant word konflik ook aangeblaas omdat dit sensasioneel is. So konflik verkoop goed, maar mense wil nie ingaan en konflik tussen mense oplos nie. Jy het nou Kolini al beleef en jy het Senekal en baie ander beleef. Hoe sien jy konflik en waar leef? Ek weet dit is 'n wye onderwerp. Ek probeer dit nie in 'n pakkie indruk nie, maar 'n paar gedagtes oor jou ervaring van konflik en die oplossing van konflik binne gemeenskappe. Konflik is deel van die lewe. Jy kan nie daarvan wegskram nie. Ons moet baie keer 'n konflik ook nie beskou as iets negatief nie. Jy weet, soms is konflik nodig. Maar nie van geweld, die konflik, verskille. Dan bring dit tot op die oppervlak en dit gee vir jou die geleentheid om dit te hanteer. So jy het nou Senekal, Matfobeng gedeelte daar in die Vrystaat genoem, Kolini en Tabelogang wat die township is daar in die Noordwes provinsie.
Dit het gebeur nou 'n klompie jaar gelede in 2017, die ander ene ding het gebeur in 2021, geweldige rassekonflik gehad. Maar dit het altyd in die land broei sekere dinge. Maar skielik het dit tot die oppervlak gekom en konflik het uitgebreek. En dit het die geleentheid gegee vir die mense in daai omgewing te besef, maar ons het mekaar nodig. Ons kan nie toelaat dat konflik hand uitdruk nie, want dan gaan ons mekaar vernietig. En ons kan dit nie bekostig nie. En so het daardie gemeenskap met mekaar gekom, en Kolinie is 'n goeie voorbeeld, dat hulle het binne 'n kwessie van 'n week na daai geweldige rassekonflik in Kolinie waar die plek gebrand het. Mense se lewens in gevaar. Baie eiendom is verwoes, en voertuie verwoes. Het hulle onmiddellik 'n vredesforum gestig. Mense van Taploggang, selfs van die politieke partye, en van die meer konservatiewe gedeelte of die wit gedeelte, tradisionele wit gedeelte of boeregemeenskap, het besef maar ons moet by mekaar uitkom. En 'n vredesforum is gestig en hulle het daardie situasie self ontlont. Nie van buite af nie, self het hulle dit ontlont, omdat hulle besef het, ons kan nie toelaat dat hierdie konflik ons oorheers nie. As ons wil vorentoe gaan in die land, dan moet ons dit aanspreek. Selfs het gebeur met Senekal en Taploggang. Dit was geweldige spanning, duisende het saamgetrek van verskillende kante af. Die gemeenskap het weer eens by mekaar gekom en besef dat ons het mekaar nodig. En daardie konflik is ontlont in 'n relatief baie kort tydperk. En van daardie gebeure plaasgevind het nou al reeds 'n hele aantal jare gelede. En dat nog nie een enkele rassevoorval weer by enige van daai plekke voorgekom nie. Suid-Afrika, ons gee die mense, of ons gee onsself te min krediet. Hoe veerkragtig ons eintlik is. As daar moeilikheid kom. Ons land moes al jare gelede in vlamme opgegaan het. Ja. Dit is al voorsien. Baie doemprofete het dit gesê dit gaan gebeur. Voor 94 en selfs na 94, ons is 30 jaar reeds 'n nuwe bedeling het dit nog nie gebeur nie. Is daar sonder probleme? Nooit, ons het ongelooflike uitdagings. Maar ons kan krediet gee vir die inwoners van hierdie land. Dat wat ons bereik het ten opsigte van dit. En dis hoekom ons selfs vandag so belangrik is dat ons dit moet nie as 'n gegewe aanvaar word. Ons moet dit waardeer en ons moet dit koester. En dis werk. Enige verhouding is daar werk aan verbonde. Omdat ons so baie verskillend is. Moet ons nie aanvaar maar dinge gebeur net nie. Nee. As sekere negatiewe dinge moet gebeur, dan moet mense tevoorskyn kom en sê, ons kan verskil, maar ons moet die verskille met mekaar baie verdra. Ons moet onsself in ander iemand se skoene stel. Hoekom redeneer en dink hy so, hoekom tree hy so op? En ek dink dan gaan ons baie verder vorentoe gaan. En dit is wat op die huidige stadium gebeur in Suid-Afrika. Ek is nie negatief nie. Ek is nie glad nie negatief oor die toekoms van Suid-Afrika nie. Inteendeel. Ek dink ons het soveel potensiaal. Ons het reeds bewys in die verlede. Ons het baie krisisse al deurgegaan. Ek was 'n jong seentjie van 7 jaar toe Sharpeville plaasgevind. Almal het gedink dis die einde van Suid-Afrika. Ek was baie jong geweest in 76 met die skole, die onderste. 85 met die wetgewing, met die onluste wat gebeur het in die 85. Het baie gedink maar dit is die einde van Suid-Afrika. En toe kom die onsekerheid van 94 in die oorgang. Nou reeds 30 jaar. Hanteer ons elke faset so ver. So ons hoef nie moedeloos te wees oor die toekoms van Suid-Afrika. Nee, daar's werk aan verbonde. Ons het baie uitdagings, geweldpleging en dis ons geweldige uitdaging in Suid-Afrika. Het 'n gewelddadige land geword, werkloosheid. En soveel kan ons dit opnoem. Swak infrastruktuur ensovoorts. Maar ons is nie vermoë om dit aan te spreek. Ek onthou uit ons vorige gesprek het ons gevra wat is die rol en die plek van die Afrikaner? Want ons het nou ewe skielik in hierdie tydvak wat ons nou leef, het sal interessant wees as ons oor 3 of 5 jaar na hierdie gesprek luister, maar op hierdie oomblik het ons die Afriforums en solidariteite. Daar is al hoe meer sterker stemme, ook die Donald Trumps van hierdie wêreld het nou eintlik die hele pot begin roer met aanbiedinge in Amerika. Daar is nou 'n hele vraag na wie is Afrikaners? Sien jy 'n plek vir die Afrikaner in hierdie proses wat jy nou geskets het? En wat sou dit wees? Want ek dink baie keer is dit so dat die Afrikaner, die tipiese Afrikaner hom ook 'n bietjie oorskat in die rol van wie hy is en wie sy is.
In Suid-Afrika glo ek is ons almal gelyk. Maar as ons kyk na ons geskiedenis wat ons nie kan ignoreer nie, het die Afrikaner altyd 'n belangrike rol gespeel. Hy het vir 46 jaar ook hoofsaaklik geregeer in Suid-Afrika van 1948 af tot in 1994. So die Afrikaner het 'n belangrike rol gespeel ten goeie of ten kwade. 'n Stelsel wat toegepas word ten koste van ander persone. Maar daar's ook wonderlike ding wat gebeur het met die Afrikaner. As jy vir 'n swart man, bruin man, Indiër moet vra, oor die Afrikaner moet nog steeds verskoning vra vir die verlede, dan sal baie sê, ons soek nie meer die verskonings en sê jammer nie. Al wat ons soek, jy moet ten minste erken dis verkeerd en kom ons bou hierdie land vorentoe. Dit het gebeur in die afgelope 30 jaar. Moenie vir ek het al baie keer vir swart mense gevra, maar do you want us to say sorry again? No, you don't have to say sorry. But no, don't ignore what happened in history. So ons moet net daardie verantwoordelikheid aanvaar om te sê dat ons het 'n taak om te doen. Ons het nog steeds 'n belangrike taak om te doen. Ons speel nog steeds 'n baie belangrike rol saam met al die mense in Suid-Afrika. In Suid-Afrika speel ons baie belangrike rol. En ons moet dit aanvaar. Wat belangrik is dat ons moet besef ons het 'n groter verantwoordelikheid. Weens die geskiedenis het ons 'n groter verantwoordelikheid as enige ander bevolkingsgroep in Suid-Afrika. Maar daardie verantwoordelikheid moet 'n voorreg wees. Don't let it be a burden, it is a privilege. So om daardie groter verantwoordelikheid as gevolg van ons bevoordeelde posisie in die verlede, moet ons aanvaar is dat ons is in 'n posisie om te help. En ek praat hier net uit 'n finansiële oogpunt, uit 'n totale gesindheidsposisie. Hoe ons dinge benader, dat ons het 'n groot verantwoordelikheid. En kom ons aanvaar die verantwoordelikheid, because it's not a burden, it's a privilege to do it. En ons, dink ek, as ons daardie verandering in denkpatroon meer en meer toepas, dan gaan ons sien die bereidwilligheid van ander bevolkingsgroepe in Suid-Afrika om saam met ons hierdie land te bou. Is dit jou ervaring dat hierdie boodskap oorgedra kan word na mense, na die wit Afrikaner, wat nog binne in 'n privileged setup leef? Kom dit tuis, of is dit maar 'n langerige pad? Ja, ongelukkig word baie keer ontken. Nee, ons kan nie meer terugdink aan die verlede nie, get over it, maar jy moet nooit dit vir 'n swart man sê nie, of nie jammer te sê, maar moet nooit sê, man, get over apartheid nie. Dieselfde ding is met ons Afrikaners, sal nooit oor die Anglo-Boeroorlog kom nie. Ons herdenk dit nou nog, en as ons praat daaroor, dan weet ons, daar was onreg gepleeg, so, die Afrikaners sal nie daaroor ooit kom nie, maar ons kan nie vashaak daarby nie. Ons het saam met die Engelse hierdie land gebou tot vandag toe. Dieselfde ding is, moet nooit sê, vergeet van die verlede nie. Maar ons kan nie stilstaan by die verlede nie, maar ons moet altyd dit 'n gedagte hou. 'n Goeie voorbeeld wat gebeur het in Rwanda, toe ons in 1994 verkiesing gehou het. April 94, toe het Rwanda 'n volksmoord gehad, die Hutus en die Tutsis het mekaar uitgemoor, amper 1 miljoen mense. Wat toe gebeur? Hulle het 'n proses begin om daardie land te verander. En ek was nou die afgelope 2,5 jaar 9 keer in Rwanda, ek ken die land redelik goed. Het hulle daardie land omgeskakel, waar rassekonflik of etniese konflik so geweldig was, wat gelei tot daardie geweldige volksmoord, het hulle oral, die genocide memorials is altyd die naam Kwibuku, sal jy oral sien. En dit staan vir Remember, Unite and Renew. En dit is presies wat ons kan toepas. Jy moet nooit kan sê, vergeet van die verlede. Dis daar, dis deel, die goed en die sleg. Jy kan nooit 'n beter verlede skep nie, maar jy moet dit altyd 'n gedagte, is 'n fondasie waarop jy kan bou in die toekoms. So hulle het gesê, ons kan nooit vergeet nie, maar ons is belangrik to unite, en die Hutus en Tutsis het verenig. Maar hulle het ook nie daar stil gestaan en gesê, moet ons vorentoe gaan, en toe ons het gerenew, ons bou die land. Suid-Afrika, onthou wat die verlede gebeur het, ons staan nie daar stil nie. Ons moet verenig so ver as moontlik ten spyte van ons verskille. Want dit is 'n gegewe en is altyd so bly. En dan bou ons saam. Om hierdie eerste 2 dinge te aanvaar en te doen is partymal die maklike gedeelte. Maar partymal moet ons die moue oprol en dan moet ons 'n beter land bou, sodat meer mense kos het. Meer mense menswaardige behuising. Meer mense en kinders toegang tot ordentlike onderwys, basiese gesondheidsdienste en al die uitdagings in Suid-Afrika.
So ons het 'n groot taak om te doen en ons kan dit doen. Ons het 'n geskiedenis wat ons eintlik in staat stel om meer gemotiveerd te wees om hierdie land beter te maak. Dit voel vir my of ons by die boukant ergens so 'n bietjie klits kry. Miskien is 'n mense verwagting dat jy dink jy moet dit oorgee aan 'n regering en hier het jy soos na die Tweede Wêreldoorlog groot baie projekte soos in Amerika of waar ook al. Of vir mense moet sê dit is nou maar die kleiner inisiatiewe wat deur individue of munisipaliteite of waar hak ons as dit kom by bou? Is dit ons persepsie wat verkeerd is of is dit net doodgewoon die infrastruktuur wat dit moet back up is net nie daar nie? Ja, ek het nie al die antwoorde nie, maar ek dink wat jy nou self spesifiek sê, ek dink ons hak vas by al daai drie. Ons hak partymal vas met die geskiedenis. En ons hak partymal vas by die Unite en ons hak baie keer vas dat ons wil dit alles oorgee net vir die regering om die land 'n beter plek te maak. Dit werk net nie in die praktyk so nie. Ons is die eienaars van die land. Al sy inwoners, al min of meer 62 miljoen mense is die eienaars, nie die politici nie. Hulle verteenwoordig ons en as daai verteenwoordigers nie hulle werk doen nie. Wat doen ons? Moet ons maar net sit en kritiseer. Ons het genoeg kritiek en ek is een van die persone wat gedurig kritiek. Want ek dink ons regering is eenvoudig korrup, onbevoeg. Ons moet die regering verantwoordbaar hou want hulle is daar gekies. En wanneer hulle dit nie hulle werk doen nie, dan moet ons is bevoorreg om in 'n demokrasie te bly in Suid-Afrika waar ons elke 5 jaar kan verkiesing hou. En wat met die laaste verkiesing gebeur het 'n groot deel van Suid-Afrika se mense hulle afkeer gewys en die ANC het 39% van die stemme gekry. As jy net kyk na die persone wat geregtig was om te kies, die geregistreerde kiesers, het net 15% van die geregistreerde kiesers het vir die ANC gestem. Want baie buitestemming gebly. 15% van die geregistreerde kiesers wat geregtig was om te stem, het vir die ANC gestem. So daar's reeds 'n totale tendens van wegbeweeg en dit is hoekom ons vandag 'n regering van nasionale eenheid, wat 'n baie positiewe ding is. Maar steeds kan ons nie net alles. Maar die een kant moet ons die regering verantwoordbaar hou, want dis waarvoor hulle gekies is, om hierdie land te regeer. Hulle het toegang tot die staatskas. Hulle het toegang en moet die staatsinkomste moet hulle bestuur. As hulle dit nie reg doen nie, moet ons hulle verantwoordbaar hou. Maar as dit nie doen nie, gaan ons nie toelaat dat hierdie land agteruit gaan nie. Dis waar die gemeenskap so 'n geweldige belangrike rol speel. As dit nie was vir die afgelope ten minste 15 jaar vir gemeenskapsorganisasies en geloofsgemeenskappe en individue werklik waar ingestap het en daar gehelp het en opgebou het, was ons land al lank onder. As ons dit net oorgelaat het aan politici. Daar's soveel projekte en mense kry nie altyd die erkenning daarvoor nie. Wat dood eenvoudig ingestaan het waar die regering gefaal het. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons moet nooit ons eie verantwoordelikheid dink ons het nie die verantwoordelikheid nie. Kritiseer die regering met die een hand, kom ons werk in die ander hand. Kom ons raak ontslae van regering, ek praat nie net vir die ANC nie, enigeen wat regering nie sy werk doen nie, moet ons verantwoordbaar hou. Maar terselfdertyd moet ons nie toelaat dat hierdie land van ons ondergaan nie. Wil jy nie vir ons 1 of 2 projekte noem wat op so informele manier op die oomblik gedryf word, wat jou aangryp vanweer die kreatiwiteit of die inisiatief wat daar agter sit? Ek hou ook af van mense moet pragmaties wees in Suid-Afrika en prakties gerig wees. Hoe kan jy verander? Ons praat baie, ons is lief vir praat, ons lief vir debatteer, lief om te kritiseer, maar wat doen ons? En jy weet, daar is sulke wonderlike projekte in Suid-Afrika waar mense fisies doen, en partymal sal mense sê, nee, dit gaan nie help nie. Jy weet, of kom ons bid maar net vir die land. So tussen hakies kan sê, dis een ding wat my moedeloos maak, as iemand sê, ag, ons kan my bid vir die land. Nee, pray in the storm, but keep on rowing. En jy weet, jy kan bid, en 80% mense wat in Suid-Afrika sê, is Christen, en gebed en geloof speel 'n baie belangrike rol in mense se lewens, maar geloof sonder werke beteken eintlik niks. So jy kan bid en jy kan glo, maar dan moet gewerk word. Jy kan bid solank jy wil, maar as jy uitstap in die pothol van Christus en nog steeds daar wees, jy moet hom gaan herstel, by wyse van Spreuke. Enigiets wat in Suid-Afrika stikkend is en aandag nodig het, moet ons werk om dit te verander. Maar dis positief om te sien net wat mense doen.
Een van die groot dinge wat Suid-Afrika se mense moedeloos maak en baie keer veroorsaak dat jong mense oor see gaan, is nogal ons toestand van ons plattelandse dorpe. Nou natuurlik ook die groot stad in Johannesburg wat letterlik die infrastruktuur wat water aanbetref en paaie ensovoorts. Maar die groot ding is wat oor jare gekom het, plattelandse dorpe het verwaarloos. Dan ry mense deur en dan gaan hulle deur die plattelandse dorpe en dan sien dit is vuil, dit word nie versorg nie, dis slaggate in die pad, die straatligte werk nie. Dis een ding wat jou moedeloos maak. Hoeveel keer hoor jy net nie? Dis waar ons die projekte begin het om te sê, man, ons gaan dorpe aanmoedig om self-eienaarskap te vat. Sover as moontlik saamwerk met die regering wat hulle bly nog steeds verantwoordelik. Maar om daardie dorpe, en dit is hoekom talle dorpe, dis nou al honderde dorpe in Suid-Afrika het oor die afgelope 8-9 jaar self-eienaarskap gevat. Bykas, ek weet nie hoeveel dit is nie, maar maklik seker die helfte van alle dorpe in Suid-Afrika nou al, is daar een of ander projek om te sê ons maak skoon, ons sny die gras, as daar 'n slaggat is, dan herstel ons dit. Dit is klein estetiese dinge wat baie keer aandag gee, maar dit beïnvloed jou denke positief. As jy deur 'n dorp ry en sê, "Joh, maar die dorp is al mooi skoon, die straat, die roodmakings is geverf. Jy weet, daar's nie slaggat in die pad nie, die ligte brand in die aand." Dit gee vir jou net, hier's ons orde, hier's dissipline. So is nie klein dingetjies nie. En uiteindelik skep dit vertroue, sodat meer toeriste soontoe kom, sodat mense vertroue het dat hulle gaan geld belê daar, want dis hoe jy werk uiteindelik skep. So hierdie klein dingetjies kan ons aandag skep, dit is aandag aangee, want dit is in ons hande. En dan lei dit later tot groter dinge, dit maak die dorp veiliger. Die broken window principle wat hulle in New York toegepas het. Jy maak skoon jou netjies en mooi en geordend. En dan jy maak dit misdaad onvriendelik. Misdaad het al in die kriminologie, so jy leer, as jy dinge mooi skoonmaak en regmaak, dan voel misdaad half ontuis en dit gee pad. Nee, so dit is daai klein dingetjies wat help. Is een aspek. Volgende aspek is behuising is 'n groot probleem in Suid-Afrika. Daar is miljoene informele nedersettinghuise, squatter camps, plakkershutte. Jy kry dit byvoorbeeld nie in Rwanda nie. Dit is 'n arm land, nog steeds 'n arm land, maar jy kry nie plakkershuts nie. Almal het menswaardige huisies. Hier by ons ongelukkig is dit nie so nie. En dan kry jy 'n persoon soos die shack builder, Quentin Adams. Hy bou nuwe shacks vir mense. Nie by huis nie, maar netjiese huisie wat in die plek van die shack is. Hy gee menswaardigheid terug na daai mense toe. Iets wat nie lek nie, iets wat bestand is teen die koue om 'n en aan die ander kant is ook bestand is teen die erge hitte van die. So dan moet meer shack builders Quentin Adams in Suid-Afrika, maar hy stel 'n voorbeeld. 'n ander voorbeeld is grondhervorming in Suid-Afrika, is 'n baie emosionele ding. Dis nie so maklik nie, want voedselsekerheid gaan gepaard daarmee. Nou het jy die SA Pulse organisasie, Partners in Agricultural Land Solutions, wat spesifiek kyk na grondhervorming. Nie om net grond te gee vir iemand nie. As jy vir my grond gee, ek sê weet dat om te maak nie. Want ek is nie 'n boer nie, en so is daar ander boere ook nie. Maar die Pulse organisasie kyk spesifiek hoe kan grondhervorming geskied op 'n voedselsekerheidsbasis deur groot kommersiële boere en opkomende boere bymekaar te bring. En sodanig mentorskap, voogdheidskap te aanvaar tot so 'n persoon uiteindelik self kan boer. Geweldige sukses. En as daardie resep van die Pulse organisasie deurgevoer word deur die land, en gelukkig hulle is besig om sterk uit te brei deur die land, dan gaan ons sien oor 10 of 15 jaar, wat is 'n langtermynprojek. 10, 15 jaar gaan ons die vrugte pluk in Suid-Afrika, ook ten opsigte van grondhervorming, sonder om mense te benadeel, maar om ander persone wat nie die geleenthede in die verlede gehad het, nou die geleentheid te gee. En so is daar baie projekte ten opsigte van gesondheidsdienste en onderwys waar mense selfverantwoordelikheid geneem het en op daardie gebied ook dit verbeter het. Ek sit nou maar net en dink een van die jonger mense wat ek ken is daar in Somerset West en baie interessante persoon, musikant, goeie werk en alles, maar sien nou maar so 'n persoon wil iets doen. Waar begin so 'n persoon? Waarheen gaan hy? Ja, dit is nogal interessant. Jy weet, elke jy praat van die kunste, jou sangers, jou kunste. Kunstenaars het nog altyd 'n belangrike rol gespeel in Suid-Afrika.
jy weet, in die struggle-tyd. Hulle was nogal mense wat 'n bietjie anders te gedink het, oopgedink het, waar ander volgelinge was, het hulle partymal 'n stem gewees, het ander mense gedink, maar joh, dis geweldige, jy weet, dis te veel vir ons. Ons wou aangaan met die sisteme. Kunstenaars het baie meegehelp dat sisteme of gedagterigtings verander word in 'n rigting wat ander persone weer meer op die praktiese sy dit tot uitvoering gebring het. So kunstenaars kan net voortgaan ook soos hulle aangaan. Maar oop wees om meer mense geleenthede te gee. Kunstenaars het my al baie aangemoedig al. Hulle is betrokke by ons dialoog vir aksie. Ons nie net persone wat werklik in die praktyk is, maar kunstenaars wat ons wat op die dialoog vir aksie is, wat die voorbeeld stel. Hoe gedink kan word om mense se gedagtes en lewe te beïnvloed tot voordeel van ander mense. So dis nie altyd, as jy vra hoe wil hulle betrokke word, daar's verskillende maniere om betrokke te word. Maar die belangrikste is, en ons sê dit ook baie, as daar 'n oproep is om iets te begin, moenie te groot dink nie. Dink 'n bietjie klein. Ek weet motiveringssprekers sê, man, ons moet groter dink. Jy weet, maar ons dink partymal so groot, maar Suid-Afrika se uitdagings is so groot. Wanneer jy begin 'n groot dink en dan sien kom jy gou agter, maar jy gaan nie 'n verskillike verskil maak nie. Jy weet wat gebeur dan doen niemand iets nie. So dink klein en moenie altyd dink daar moet groot organisasies wees wat jou moet help nie, of jy moet geld en jou energie insit in groot dinge nie. Begin dit op jou eie, binne jou eie gebied. Ons kyk partymal na 'n bietjie te ver. Die vraag is jou eie omgewing. Ons oplossing in Suid-Afrika gaan nie van bo af kom nie. Dit gaan nie hier kom en ons kyk na die president en die regering. Die oplossing gaan van onder af kom. Ons moet modelle oral skep daar waar ons woon. En dan maak ons die land reg op grondvlak. Die res sal volg. So as ons mense kan aanmoedig om kleiner te dink en voorbeelde modelle daar te skep, sodat ander mense ge-ignite kan word, aangesteek kan word om dieselfde te doen, dan verander ons hierdie land. Dit sal ook nie, ons gaan nie 'n werkloosheidssyfer van 40% afbring in die volgende 5 of 10 jaar na 15% of 10% nie. Maar ons kan 'n begin maak om sodanig te werk in Suid-Afrika dat ons 'n visie het om oor tydperk, al is dit oor baie jare, hierdie land meer te maak, dat daar baie meer mense is wat voordeel trek uit die land, en nie net 'n klein groep nie. Suid-Afrika is die land met die grootste gaping tussen baie ryk en baie arm. Dit is ons grootste uitdaging in Suid-Afrika. En ons kan dit aanspreek, stukkie vir stukkie. En ek dink ons het die vermoë, maar dit is 'n ander manier van dink. Dit is 'n ander manier van dink wat ons nodig het. En daar het ek en jy en alle ander mense 'n taak om te doen, om mense aan te moedig, om dit te doen wat jy self in staat is om te doen. Elkeen mens sê sekere gawes gekry, almal het nie dieselfde nie. Dit maak dit baie interessant en dit maak dit sodat ons elke keer bydra het om te lewe. Baron, baie dankie vir jou tyd en dankie dat jy vanmiddag kom gesels het. Ek is seker ons gaan nog 'n ronde gesprek hê, maar daar is so baie gesê wat ons moet verteer. So baie dankie vir jou tyd. Baie dankie, Dion. My voorreg.